In vandag se top stories ry ons trein saam met Prasa. Ons kyk of daar moles is by die COSATU Kongres en Steve is in Parys tot ridder geslaan deur 'n geheimsinnige organisasie. Goeiemiddag, Steve Hofmeyer is Saterdag as die tradisionele leier van die Afrikaner en boervolke tot ridder geslaan. Koepel Stereo, 'n gemeenskapsradiostasie in Parys, het 'n video van die seremonie gemaak en daarop is dit onduidelik uit die gehoor se reaksie of dit 'n grap was. Steve Hofmeyer as burger van die Republiek van Koepel, plaas ons in jou as boer en ook Afrikaner, vertroue om ons te lei, om vir ons te staan, vir ons belange en namens ons op te tree as ons tradisionele leier. By navraag het Sakkie van der Schuyf, wat in die video die swaard dra, gesê dat dit nie 'n grap is nie en dat sy organisasie anoniem wil bly ter wille van veiligheid. Griekeland en die euro se huwelik is nie meer op die rotse nie. 9 uur na 'n selfopgelegde spertyd en 5 maande na onderhandelings begin het die Griekse eerste minister Alexis Tsipras maandagoggend uiteindelik blad geskit met die presidente van die EU, Frankryk en die Duitse kanselier. En hoe beplan hulle om die skynbare onmoontlike te verrig? Volg gerus Sake se live blog soos die storie ontvou. 2015 se tradisionele inisiasieseisoen kom vandag oor 'n week tot 'n einde, maar na 25 seuns al oor die afgelope 3 weke dood is, het Ineke Coetzee met een van Tygerberg Hospitaal se penispioniers gaan gesels oor hoe hulle met penisoorplantings probeer help wanneer dinge skeefloop. En kyk die volledige video gerus hieronder. En die 3-party alliansie Vennote hou aan vergader. Verlede week het die SHKP op Soweto toegesak en die week is dit COSATU se beurt om kongres te hou in Midrand. Maar COSATU het Sondag al gewaarsku dat ondersteuners van hulle voormalige leiers Welenzima Wawi en Nomsa uitgesmy sou word. So nou wil almal weet of daar al moles was. Marina, hoe gaan dinge daar? Daar is mense van albei faksies in COSATU wat sing en dans. En wat baie interessant is dat hier sekuriteitswagte is wat skynbaar van die polisie is. 'n paar van hulle het herken hulle is van die polisie, wat nie polisie-uniforms het nie en die ingang van die kongres bewaak. En dit kom nou nadat Nomsa 'n dag gelede gewaarsku het en gesê dat hy vrees die militarisering van die kongres en dat ouens wat Nomsa en Wawi steun met geweld uitgesmy gaan word vandag, net soos wat die EFF uit die parlement gesmy is tydens president Jacob Zuma se staatsrede. Dankie Marina. En die topstorie vir vandag is die volgende hoofstuk in die voortdurende is nie tussen Prasa en Rapport se Pieter Louis Meiburg oor of hulle duur nuwe Afro 4000 lokomotiewe op Suid-Afrikaanse spoorlyne pas. Prasa het joernaliste maandag op 'n treinrit geneem om sy punt te bewys. Pieter Louis, is jy nou oortuig? Ons is nou hier vinnig geluister na die Prasa terugvoer op hierdie naweek se verslag oor die Afro 4000 lokomotief. En ek dink dit is baie belangrik om in hierdie stadium te noem, daar's nog steeds kernvrae wat nie beantwoord is nie, veral met betrekking tot die kontakdraad wat bo die spore loop. Prasa hou vol die standaard is, die drade moet op 4,5 meter sit, maar Transnet het in briewe aan hulle geskryf dat daar heelwat plekke is waar die draad op 4,22 meter sit. Dus sal die lokomotief te naby aan die kontakdraad kom en Prasa se eie ingenieurs het hulle hieroor gewaarsku, het die maatskappy gewaarsku dat die lokomotief in van hierdie plekke nie gebruik kan word nie omdat hy te naby aan die kontakdraad kom en dit lyk nie of Prasa hierdie vraag vandag wou beantwoord het nie. Dankie. Tweet vir ons jou topstories of e-pos nuus by netwerk24.com.